Ons skriflesing vir vanoggend kom uit Handelinge 4. Dit gaan nie op die bord verskyn nie, want dit is 'n relatiewe lang gedeelte. Nee, ek lieg, dit is 'n baie lang gedeelte. Handelinge 4 vers 1 tot 33. Jy kan dit sekerlik oopmaak in jou Bybel as jy wil, maar andersins luister net saam. Want dit is nou 'n redelike verhaal, maar dit is swaalf in die volheid van die verhaal wat ons ook iets hoor van wat die Heilige Gees toegedoen het en uit die aard van die saak wat die Heilige Gees nog steeds mee besig is. Ek lees vir ons voor Handelinge 4 vers 1 tot 33. Terwyl hulle nog besig was om die volk toe te spreek, het die priesters en die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op hulle afgekom. Ewig ontsteld omdat hulle die volk onderrig en in Jesus die opstanding uit die dood verkondig. Hulle het hulle toe gevange geneem en onder bewaking geplaas tot die volgende môre, omdat dit reeds aand was. Baie van die mense wat die toespraak gehoor het egter tot geloof gekom, sodat die getal manne tot ongeveer 5000 aangegroei het. Die volgende dag het hulle leiers en familiehoofde en skrifkenners in Jerusalem bymekaar gekom, ook Annas, die hoëpriester, en Kajafas, en Johannes en Alexander en almal wat tot die hoëpriesterlike familie behoort het. Hulle het Petrus en Johannes in die middel laat staan en vir hulle gevra, deur watter krag of deur watter naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus, vervul met die Heilige Gees, vir hulle gesê, leiers van die volk en familiehoofde, as ons vandag verhoor word oor 'n goeie daad aan 'n siek man waardeur hy gesond geword het, moet julle almal en die hele volk van Israel weet dat hierdie man gesond voor julle staan deur die naam van Jesus Christus van Nasaret, wat julle gekruisig het, wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers geminag is, en hy het die hoeksteen geword. Daar is ook deur niemand anders verlossing nie, en daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee waardeur ons verlos kan word nie. Toe hulle Petrus en Johannes sy vrymoedigheid sien en besef dat hulle ongeleerd en leuke is, was hulle verbaas en het hulle herken as mense wat saam met Jesus was. Maar omdat hulle die man wat gesond gemaak is by hulle sien staan het, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en met mekaar beraadslaag. Wat gaan ons met hierdie mense doen? Dit is immers vir al die inwoners van Jerusalem duidelik dat 'n onmiskenbare teken deur hulle toedoen plaasgevind het. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te verhoed dat dit verder onder die volk versprei, laat ons hulle dreig sodat hulle nie meer met enige mens in hierdie naam praat nie. Hulle het hulle toe teruggeroep en hulle beveel om hoegenaamd nie meer in die naam van Jesus te praat of onderrig te gee nie. Petrus en Johannes het hulle egter geantwoord en gesê, of dit reg is voor God om eerder na julle te luister as na God, dit moet julle self oordeel, want ons kan nie swyg oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat hulle Petrus en Johannes nog meer gedreig het, het hulle vrygelaat omdat hulle as gevolg van die volk se houding nie 'n manier kon vind om hulle te straf nie. Want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. Die man oor wie hierdie teken van genesing gekom het, was immers ouer as 40 jaar. Nou na hulle vrylating het Petrus en Johannes na hulle eie mense gegaan en hulle vertel wat die leierpriesters en familiehoofde alles vir hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle God eensgesind aangeroep en gesê, Here, U is die een wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het, wat by monde van ons vader Dawid, U diensknegt, deur die Heilige Gees gesê het, waarom gaan die heidene nasies te kere en bedink die volk nietige dinge, die volke nietige dinge. Die konings van die aarde neem stelling in en die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde. Want inderdaad, in hierdie stad het hulle, dit is nou Herodes en Pontius Pilatus, saam met die heidene nasies en die volke van Israel, saamgespan teen U heilige diensknegt Jesus, wat U gesalf het, om alles te doen wat U deur U hand en U plan vooruit beskik het dat dit gebeur. En nou, Here, slaan ag op hulle dreigemente en gee dat U diensknegte U boodskap met alle vrymoedigheid verkondig, deur U hand uit te strek tot genesing, en deurdat tekens en wonders deur die naam van U heilige diensknegt Jesus plaasvind. Terwyl hulle gebid het, is die plek waar hulle bymekaar was geskud en almal is vervul met die Heilige Gees
en het die woord van God met vrymoedigheid verkondig. Die menigte wat gelowig geword het, was een van hart en siel en niemand het na enige van sy besittings as sy eie verwys nie, maar hulle het alles gemeenskaplik besit. Die apostels het ook kragtig getuig oor die opstanding van die Here Jesus en groot genade het oor hulle almal gekom. Ons lees tot sover. Die Gees het hulle, maar die Gees spoor ons ook aan tot 'n vrymoedigheid wat alle verstand te bowe gaan. Daar's ten minste 2 wonderwerke in hierdie lang verhaal. Nou, miskien is die feit dat die plek waar hulle was, die feit dat dit geskit het ook 'n wonderwerk, maar dit is nie een van die 2 groot wonderwerke in hierdie verhaal nie. Die eerste is die mense wat deur die Heilige Gees gevul word. Eers met Petrus en Johannes se verkondiging waar daar ten minste 5000 mense tot geloof gekom het. Dit is die genadige werk van die Heilige Gees. Dit is iets waaroor mense in bewondering is, iets waaroor mense verwonderd is, daarom wonderwerk. Natuurlik dan ook die mense wat in hierdie gebed van eensgesindheid deur die Heilige Gees gevul word. So die hoofwonderwerk in hierdie hele verhaal is die werk van die Heilige Gees. Die Gees wat mense vul en vorm en verenig en inspireer tot 'n geloof van eensgesindheid. Die Gees wat mense ontmoet waar hulle is, toerus met dapperheid, om te kan verkondig en om te bly verkondig. Die Gees wat mense aanvuur tot 'n egte afhanklike gebed, 'n aardskuddende gebed. Die Gees wat mense so vul met oortuiging dat hulle hele menswees op die lyn sit vir Christus en die waarheid rondom Christus. Mense se menswees wat ingetrek en gevorm word deur die waarheid van Jesus, deur Jesus se opstanding en verlossing, en dit alles is die wonderwerk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat so met mense werk, dat wanneer hulle kan kies om te bid vir gemak, Here, laat hierdie vervolging nie meer met ons gebeur nie, kies hulle steeds om eerder te bid, help ons om met vrymoedigheid aan te hou verkondig. Die wonderwerk, die hoofwonderwerk van hierdie verhaal, maar ook in ons hele bestaan, vul en deurdrenk ons menswees met die Gees. Die Gees wat ons lewens vul en deurdrenk is die hoofwonderwerk. God as Heilige Gees wat by ons leef, wat in ons leef, wat deur ons leef, is die hoofwonderwerk. God se Gees wat lewe moontlik maak. God se Gees wat my en jou lewe moontlik maak en God se Gees wat ons laat lewe sodat ons kan verkondig oor die volheid van lewe, die ewige lewe wat daar in Christus en net in Christus te vinde is. Daar is nog 'n wonderwerk. Die tweede, wat ons so maklik in die teks mis, en wat ons so gereeld in ons eie lewens mis, is die krag van gebed. Maar dan moet ek myself onmiddellik onderbreek, want die krag van gebed gaan nie oor daardie ding wat ons so gereeld, eintlik redelik oppervlakkig of op 'n gevaarlike manier kwytraak nie. Gebed werk. Natuurlik werk gebed. Maar die maniere en die plekke waar ons dit dikwels vir mekaar sê, is dit amper asof ons mekaar sê, gebed werk, want dit help my om my sin te kry. Dink vir 'n oomblik en wees eerlik met jouself. Ek het vir iets gebid, gewoonlik iets wat op een of ander manier redelik selfsugtig is, en toe het dit gebeur. Wow, gebed werk. Nee, dis nie wat ek bedoel wanneer ek sê gebed werk nie. Dis nie wat ons behoort te verstaan as ons praat oor die krag van gebed nie. Die krag van gebed lê in die verhouding met God.
Die krag van gebed lê in God wat ons hoegenaamd toelaat om met die Here te praat. Die krag van gebed lê in die feit dat God as almagtige God, skepper van hemel en aarde, kies om te luister, regtig te luister na dit wat ons met die Here deel. Die krag van gebed lê in God se liefde en genade wat deur ons gebed beïnvloed word. Ek gebruik hierdie woord beïnvloed baie versigtig. Maar in my lees van vanoggend se teks, en daar's genoeg ander voorbeelde in die skrif, lyk dit vir my of gelowiges se gebed 'n daadwerklike effek het in die manier wat God optree. Dit lyk of hierdie gelowiges se gebed van eensgesindheid 'n direkte rol speel in die Heilige Gees wat hulle vervul. So ek sê weer, die krag van gebed lê in God drie-enig se liefde en genade wat deur ons gebed beïnvloed word. God wat kies om in verhouding met ons geraak te word deur ons omstandighede, deur ons behoeftes, deur ons pyn en veral ook deur ons gebede. Die krag van gebed lê nie in manipulasie nie. Ons kan nie vir God bestuur of beheer of deur net fancy genoeg of hard genoeg of net genoeg te bid die Here in 'n rigting forceer nie. Maar deur Jesus se kruisiging en deur die Heilige Gees se uitstorting bevestig die Vader dat God kies om intiem deel te wees van ons lewens. Dat God in ons en by ons bly. En dat God ook diep geraak word deur dit wat in my en jou lewe gebeur, dit wat in ons gesamentlike lewe gebeur. God word diep geraak deur die pyn en die ellende en die gebrokenheid van hierdie wêreld. God word ook diep geraak deur ons gebede. So die tweede wonderwerk in hierdie verhaal en in ons lewens is die krag van gebed, waar God kies om diep geraak te word deur dit wat ons eg en opreg uitroep na die Here. Ek wil dit vir 'n oomblik bietjie beter illustreer. Die meeste van julle was al by 'n sielkundige, of by 'n predikant, of by 'n beraader, of by 'n vriend wat nou geforseer word om na jou storie te luister. En iewers het jy al hierdie woorde gehoor by een van daai, en ek sluit myself nie hierby uit nie. Ek hoor jou. Nou, soveel as wat dit miskien waar is, daai ek hoor jou, of dit die predikant of die sielkundige of die wie ook al is, 'n halfuur later gaan daai persoon aan met hulle lewe. Die meeste van daai mense, ten minste as hulle goed is met hulle werk, gaan nie 'n week lank slapelose nagte hê oor wat ook al hulle nou by jou gehoor het nie. Dit beteken nie die persoon het nie empatie of wat ook al nie. Dit beteken maar net, daar's 'n mate van beperktheid aan ek hoor jou. Maar wanneer God ons hoor, word hy meer geraak daardeur, as wat enige mens geraak kan word deur die storie wat jy deel. God word geraak tot op die punt dat hy sy seun stuur om gekruisig te word. God word geraak tot op die punt waar hy as seun sterf. God word geraak tot op die punt waar die Heilige Gees uitgestort word, waar die Heilige Gees 'n groep mense vervul, omdat hulle eensgesind bid vir vrymoedigheid. God se ek hoor jou is 'n diep, innige meegevoel, medelee en teenwoordigheid. En deur God wat aangeraak word deur ons lewens, word ons gevul deur die Heilige Gees. So ja, deur God se liefde en genade en nabyheid is daar krag in gebed. En dit is genoeg om ons aan te vuur in geloofwaardige verkondiging.
Dit is genoeg om ons toe te laat en in staat te stel om volledig op die Here te kan vertrou. Dit is genoeg rede om ons hele lewens op die spel te sit vir Christus en op te hou om te vra dat Christus sy hele missie op die spel moet sit vir my. Want baie keer verwar ons die volgorde van bewerking as dit kom by ons en God. God het reeds alles vir ons kom gee. God het reeds sy lyf op die spel gesit vir my en jou verlossing. Nou moet ons Christus volg. En daai volg is nie sonder 'n kruis nie. Daai volg is nie sonder die dood nie. Daai volg is nie sonder die pyn en ellende nie. Ons word gevul deur die Gees sodat die eie ek gekruisig word. Saam met die Here gekruisig word, maar ook saam met die Here opgewek word. Dit is die uitdaging en die aansporing van hierdie gedeelte. Ons moet ons volle lewens vir God gee. Ons moet so afhanklik van God leef, gehoorsaam in ons prioriteite, dat hierdie gemeenskaplikheid, hierdie mededeelsaamheid, hierdie eensgesindheid wat ons in die teks sien, wat ons by Petrus en Johannes en die disippels sien, dat dit 'n outomatiese realiteit of net 'n nagevolg raak van ons verhouding met God. Want waar verhouding met God, waar beliggaamde verkondiging van Jesus Christus ons grootste prioriteit is, daai verkondiging lyk nie dieselfde in ons almal se lewens nie, maar waar verhouding met God die grootste prioriteit is, raak dit moontlik en selfs maklik om die eie ek te kruisig. Dalk kriewel van julle, want dit is nie maklik om die eie ek te kruisig nie. Maar waar God ons grootste prioriteit is, waar verhouding met God ons grootste prioriteit is en waar die Gees al hoe meer deur ons werk, ons vul en ons vorm, raak dit moontlik, ja, en selfs maklik om die eie ek te kruisig. Om die taal van myne te verpes. Dit is ons opdrag en ons aansporing. Ek lees net weer vir ons vers 32 en 33. Die menigte wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en niemand het na enige van hulle besittings as hulle eie verwys nie, maar hulle het alles gemeenskaplik besit. Die apostels het ook kragtig getuig oor die opstanding van die Here Jesus, en groot genade het oor hulle almal gekom. Dit is die opdrag en die aansporing. Maar dit is ook die genade en die uitnodiging. Want ons kan niks van dit uit onsself doen nie. Die Heilige Gees bewerk in ons 'n hart en 'n menswees wat in staat raak om in eensgesindheid te vier. Die Heilige Gees bewerk in ons 'n hart sodat ons die wat nog ver is met sagte oë kan aanskou en nie sal oordeel nie. Sodat ons die wat nog ver is van Christus nie in die eerste plek sal kastei en sal oordeel en wil verwerp nie, maar sodat ons hulle ook kan innig jammer kry en selfs bereid sal wees om saam met hulle brood te breek. Die Heilige Gees is ons trooster en ons bemoediger, God wat ons vorm tot mense wat ware Christus vir God se koninkryk kan dra. En daarom sluit ek vir ons af met 'n teksgedeelte wat Dirk ook Dinsdag aand gedeel het. En persoonlik is dit een van my gunsteling gedeeltes in die Nuwe Testament. 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18. Die Here beteken hier die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Mag die heerlikheid van Jesus Christus ook deur die kragtige werking van die Heilige Gees van jou uitstraal. En mag ons die genade hiervan gereeld en aanhoudend
op soveel as moontlik plekke, op soveel as moontlik verskillende maniere saam vier. Kom ons bid saam. Here, ons leef in tye en ons leef met harte wat dit dikwels moeilik maak om fees te vier. Sal U ons in U genade kom ontmoet en ons seën met die absolute vryheid wat daar in Christus is, sodat ons saam 'n lewendige feesviering deur die Heilige Gees kan wees. En as ons dink aan feesvier, dan dink ons aan al die mense wat nie die vryheid van feesviering het nie. Ons dink in die eerste plek aan almal wat U nie ken, die Here, en wat vasgevang is in 'n wêreld wat gebroken is en wat lei tot die dood en wat stop by die dood. Ons bid vir die wat nog ver is, Here, en ons bid vir ons vra U hulp, Here, om ons harte sag te maak sodat ons hulle ook kan innooi. Ons dink aan die kerk in ons land, in Afrika en oor die wêreld heen, wat geroep word om U ligdraers te wees, wat geroep word om U geesvervulde teenwoordigheid in die wêreld te wees. Sal U ons aanmoedig en aanspoor en toerus om dit wel te wees. Here, en ons bid ook vir die vervolgde kerk waar feesvier onmoontlik is. Here, sal U ook as Heilige Gees daar tasbaar teenwoordig raak en in die harte werk van die mense in die kerk en die mense om die kerk wat die kerk vervolg, sodat U versoeningsplan spoedig tot volëinding kan kom. Dankie dat ons kan hoop en kan vertrou en kan weet dat U weer sal kom, dat U alles sal nuut en heel maak, en dat U ons in U liefde uitnooi om deel te wees van daai proses. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.